Goeiedag en hartelike welkom by Alles Uniek. My naam is Henriette en dit is lekker om soos ouer gewoonte net lekker saam met jou te kuier en te luister na die woord van God. Te luister hoe en te leer hoe God ons kom verduidelik. Die vrae wat baie dikwels, baie vlak in ons harte lê en ons soms vir jare die antwoord probeer soek. Vrae soos wat jou roeping is, wat jou doel op aarde is. Nou hierdie reeks gaan vir jou alles so mooi by mekaar kom sit en jy gaan anderste na jouself kyk. Jy gaan anderste kyk na jou roeping en na jou doel. En hierdie reeks se naam is Draers van Vuur en Draers van Krag. Nou ek het al meer as een keer na hierdie eerste deel geluister en elke keer breek daar net vir my meer oop en daarom wil ek jou aanmoedig om te luister en dan terug te kom en weer te luister na die skrif wat gedeel word. Skryf dit neer en selfs gaan lees dit weer, sodat die Heilige Gees meer vir jou kan openbaar. Om net te hoor, gaan nie jou hart en jou omstandighede en jou verhouding met die Here verander nie. Die oorwinning begin wanneer ons in die oorwinning begin stap. Oorwinning is reeds behaal en ons moet leer wat dit is en dit ons eie maak. En dit is presies wat hierdie reeks ons kom leer, is hoe om in daardie oorwinning te stap, wat daardie oorwinning werklik beteken. En die Here gaan net vir jou, soos wat hy vir my, goed kom openbaar, wat spesiaal vir jou gereserveer is, vir die seisoen waarin jy jouself bevind. So sonder om te veel van jou tyd op te neem, wil ek vir jou sê, geniet dit, luister weer, drink in dit wat Heilige Gees vir jou wil leer, en weet, jy behoort aan hom. En jy is 'n vuurdraer, wat 'n mooi woord is hierdie nie. En mag jy na die einde van hierdie, selfs die eerste aflewering, weet wat dit beteken om 'n vuurdraer te wees. Ek is opgewonde om dan ook vir Jessica aan die woord te sit, en hierdie lering met jou te deel. Ons gesels weer volgende week. Mooi bly. Welkom by Spirit Life School, ek is Jessica van der Walt en ek praat vandag met jou oor om 'n vuurdraer te wees. En dit beteken om 'n heerlikheidsdraer te wees. Die woord van God sê dat die Gees van God leef binne in jou. In Kolossense 1 vers 27, dan sê hierdie is die geheim, Christus leef in jou, Christ in you. En hierdie heerlikheid beteken, in die Hebreëus is die Hebreëse woord kabot, en dit beteken 'n geestelike gewig wat skyn. In Engels sê dit spiritual weight with splendor. En ek sal nooit vergeet, ek en 'n vriendin het eendag vir 'n konferensie saam gebid, en terwyl ons gebid het, het ek so 'n swaarte gevoel wat my aftrek, maar ook van bo af druk. Dit was asof, jy weet, wanneer jy twee magnete miskien teen mekaar sal hou en die pole of na mekaar toe of van mekaar af wegtrek, en dit is presies die gevoel wat ek daai dag gevoel het, en dit was daai kabot, daai gewigtigheid van die heerlikheid van die Here wat net in daai vertrek ingekom het terwyl ons gebid het. En dit was so 'n spesiale oomblik. Dit was die eerste keer wat dit met my spesifiek gebeur het, maar daarna het dit baie gebeur, en dan het ek presies geweet, en ek kon sê, die heerlikheid van die Here rus in hierdie vertrek. Maar wat ek vandag vir jou wil sê, in Hebreërs 11 vers 33, dan vertel die skrywer hier van mense wat in geloof geloop het. Mense wat in krag geloop het, mense wat in vuur geloop het, praat hy van daai mense, en ek wil net vir jou 'n stukkie van dit lees. Hierdie mense het deur te glo koninkryke verower. Hulle het die reg herstel. Hulle het verkry wat God beloof het. Hulle het leeu se bekke toegestop. Hulle het die gloed van vuur geblus en hulle het aan die swaard ontkom. Hulle het krag in hulle swakheid ontvang, was magtig in die oorlog en het vreemde leers op die vlug laat slaan. Selfs vroue het hulle geliefdes uit die dood terug ontvang, opgewek. Ander is gemartel, maar wou nie die prys vir hulle vrylating betaal nie, omdat hulle die opstanding tot 'n beter lewe wou verkry.
Party moes bespotting en geeseling verduur, ook arrestasies en gevangenskap. Hulle is met klippe doodgegooi, hulle is in twee gesaag en hulle is met die swaard vermoor. Hulle het rondgegaan in skaapvelle en bokvelle, honger en verdruk en mishandel. Hulle was te goed vir hierdie wêreld. Hulle het rondgeswerf in woestyne en op berge en in grotte geskuil en in gate in die grond. Hierdie is mense wat die krag van God gedra het, wat die vuur van die Here binne in hulle gedra het, wat geweet het dat daar is niks beter as dit, as om die heerlikheid van die Here binne in jou te dra nie. Jou hoogste roeping in hierdie wêreld, in jou leeftyd, as jy ooit wou gevra het, wat is my doel op aarde, begin by dit, en dit is om die heerlikheid van God te dra. Christ in you, Kolossense 1 vers 27, Christus in jou, in alle krag, in alle mag en met sy vuur. Hierdie vuur van God binne in jou is limitless. Ek kan nou nie op die Afrikaanse woord kom nie, is limitless. Daar's nie 'n limiet daaraan nie. En God self, as jy gaan kyk in die Ou Testament, hoe God homself bekend gestel het in die Ou Testament, dan het hy hom met vuur bekend gestel. Hy het geen vorm gehad nie, daar was nie 'n fisiese vorm vir God nie. So waar hy ook al verskyn het of gemanifesteer het, het hy in vuur gekom. Kom ek lees hierso vir jou, Eksodus 3 vers 2. God het aan hom, Moses, verskyn in 'n vlam wat in 'n bosvuur brand. Eksodus 19 vers 18 tot 19, die hele Sinaï berg het begin rook, toe die Here in vuur daarheen afkom. Het jy al ooit 'n berg gesien wat aan die brand is? Dit is vreesaanjaend, dit is skrikwekkend, so het dit gelyk toe die Here afkom in vuur. Eksodus 24 vers 17, die magtige teenwoordigheid van die Here het vir die Israeliete gelyk, soos 'n gloeiende vuur op die berg. Dit is hoe God lyk. Dit is hoe hy gelyk het in die Ou Testament, 'n gloeiende vuur. Eksodus 13 vers 21, dan sê dit hier, en die Here het voor hulle uitgetrek, bedags in die vorm van 'n wolkkolom, en snags in die vorm van 'n vuurkolom, om voor hulle te lig, sodat hulle dag en nag kon trek. En dit is so belangrik dat jy hier lees, dis nie, die Here het nie 'n wolk en 'n vuurkolom gestuur om hulle te lei nie. Die woord sê, God was, hy het in die vorm van 'n vuurkolom hulle gelei in die nag. Nou julle, daar is kinderprentjies van brandende bossies en klein spiraaltjies wat so 'n klein vuurkolommetjie is wat nou voor die Israeliete is. Daar was 3 miljoen Israeliete. Hierdie vuurkolom was God se heerlikheid wat voor hulle uitgetrek het. So dit was hierdie groot orkaniese vuurkolom wat voor hulle uitgetrek het, sodat daar 3 miljoen Israeliete hulle kon sien. Hierdie vuur van God is so vol awesomeness, dis die woord. Awesome beteken vreesaanjaend en wonder. Dit is so wonderlik, hierdie vuur van God. Lees wat skryf Esegiel in Esegiel 1 vers 26 tot 28. En hy verduidelik wat hy sien in die troonkamer. En hy sê, ek het bokant die uitspansel wat oor hulle hoof was iets soos 'n safiersteen in die gestalte van 'n troon. En op die troongestalte, 'n gestalte wat soos 'n mens gelyk het. Ek sien toe iets soos blinkende metaal, wat van soos sy lendene gelyk het boontoe, soos vuur, rondom in 'n omhulsel gevat. En van wat soos sy lende gelyk het na ondertoe, het ek ook iets gesien, soos vuur met 'n glans daaromheen. Nou dit is presies hoe God verskyn het in die Ou Testament. Hy het homself in vuur omhul. Hy is vuur, hy is geklee in vuur. En wanneer jy in hierdie salwing en in hierdie krag van God se vuur stap, dan lyk jy presies so in die geestelike realm. Jy is omhul met vuur en vlamme. Die woord sê in Hebreërs 12 vers 29 sê hy, ons God is 'n verterende vuur. Die woord sê God is 'n vuur. En jy is vuur. Jy ook is vuur. Vuur in die Hebreëus is Ish. Ish, 'n numeriese getal is 37. Jou temperatuur is 37. Jy is vuur. Jy is vuur. Jesus
het vuur gedra. Johannes het van hom geskryf in Matteus 3 vers 11, ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy, Jesus wat na my kom, is sterker as ek, wie se skoene ek nie eers waardig is om aan te trek nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. In Matteus 17 vers 2 is Jesus op die berg en hy transformeer. En dan sê die woord, en hy het voor hulle van gedaante verander, en sy gesig het geword en geskyn soos die van son. Son is gemaak van vuur. Jesus was soos vuur, het hy voor die disippels gelyk en getransformeer. Die Heilige Gees word as vuur voorgestel. In Handelinge 2 vers 1 tot 4, dan kom die Heilige Gees en dan sê die woord, en hulle het tonge, hulle het vlamme van vuur gesien, wat hulle self verdeel het en op elke een gaan sit het. Romeine 5 vers 5 sê die Heilige Gees is in ons binneste uitgestort. Dis hoekom daar's vuur in jou binnekant uitgestort. So 'n maand terug het ek 'n droom gehad. Ek het 'n vuurdraers seminaar aangebied by 'n vroueoggend en die Dinsdag aand voor die seminaar het ek hierdie droom en ek word in my droom weggevoer na 'n geestelike plek toe. En in die droom luister ek op gesprekke wat 'n demoniese entiteit, ek vermoed dit was 'n sangoma of 'n heks, maar hierdie persoon het toe 'n gesprek met haar volgelinge. En sy doen allerhande toertjies en manifestasies van krag en so aan, maar ek weet dat hierdie is absoluut nie van die Here af nie, dit is demonies. En ewe skielik kyk sy op en sy noem my naam. Sy sê Jessica. Jessica, she carries fire within her. Sy dra vuur binne in haar. En in die droom was ek bang en in die res van die droom het ek gegaan en ek het allerhande ander dinge gedroom, maar ek wil nie op dit spesifiek fokus nie. Maar die volgende dag toe ek weer hierdie droom drink en ek praat met van my mentors daaroor, toe sê een van die mentors vir my, dit is goed as die geestelike dimensie jou erken, want dit beteken jy doen iets reg. Dit beteken jy soek God. Dit beteken God se teenwoordigheid en sy heerlikheid in jou lewe raak belangrik en dit word vir hulle belangrik. Ek vertel dit vir iemand anders en dit is 'n swart man en hy sê vir my, you hear the secrets of Satan. En dit is deel daarvan, want hierdie vuur beskerm ons. Dis nie iets om voor bang te wees wanneer so iets gebeur in die geestelike realm nie, want God se vuur omhul my. Ek is aangetrek met 'n cloak of his fire. A fiery cloak became my dress. Jy het 'n rok van vuur aan. Jy het 'n mantel van vuur aan. Jy is 'n vuurdraer. Jeremia 20 vers 9 skryf hy, dan word my hart soos 'n brandende vuur opgesluit in my gebeente. Handelinge 1 vers 8 sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuie wees in Jerusalem, sowel as in hele Judea en Samaria en tot aan die uiterstes van die aarde. En dan daai teksvers Handelinge 2 vers 1 tot 4, en toe die dag van Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar, en daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos die van 'n geweldige rukwind, en die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien van vuur, wat hulle self verdeel het en op elkeen van hulle gaan sit het. En hulle was almal vervul met die Heilige Gees op daardie oomblik. Hierdie heerlikheid van God het op hulle gaan sit, en hierdie heerlikheid van God het deel van hulle geword. 2 Korintiërs 3 vers 18 sê, jy weerspieël die heerlikheid van God. Jy weerspieël die heerlikheid van God. En as jy in die spieël kyk, moet jy so skyn soos wat Moses geskyn het toe hy van daai berg afgekom het, omdat hy so in die teenwoordigheid van God was. Moses moes sy gesig toemaak as gevolg van die vuur op sy lewe. So helder was die vuur binne in hom gewees, dat hy sy gesig moes toegemaak het. Hier's 'n geheim, sê die woord, en dit is dat Christus in jou is.
Handelinge 6 vers 8, en Stefanus vol van krag en geloof het groot wonders en tekens onder die volk gedoen. Want weet jy, wonders en tekens volg die vuur. Dit volg die vuur. Jy kan nie die vuur hê en nie in wonders en tekens loop nie. Jy kan nie die vuur hê en wanneer jy jou mond oopmaak, kom daar geen krag uit nie. Die vuur veroorsaak krag in jou mond, dit veroorsaak krag in jou dade, want dit is die heerlikheid van God wat uitgedra word. Jy is die tempel van God en die gees van God woon in jou, sê 1 Korintiërs 3 vers 16. Jy is die tempel van God, die gees van God woon in jou. En dit beteken die vuur van God is binne in jou. Hierdie vuur het so 'n impak in lewens. En ek wil julle vertel van wat hierdie vuur beteken wanneer jy dit begin uitleef en wat dit vir jou in jou lewe beteken en wat dit veroorsaak om jou. En jy gaan verbaas staan wanneer jy in hierdie vuur begin stap oor wat in en om jou gebeur. Party goed gaan nie vir jou lekker wees nie, maar die heerlikheid van God is in dit. So ek hoop dat julle weer sal inskakel en sal luister na die res van hierdie boodskap oor die vuur van God wat binne in jou is, wat jou kragtig maak, wat soos wat ek in die begin gelees het, en ek lees dit sommer vir jou weer in die Amplified, en hy sê, and by faith they subdued kingdoms. They administered justice. They obtained promised blessings. They closed the mouths of lions. They extinguished the power of raging fires, and they escaped the edge of the sword. Out of their weakness, they were made strong, and they became mighty and unbeatable in battle, putting enemies to fight. Women received back their dead by resurrection. Hierdie vuur binne in jou gaan jou lewe verander wanneer jy daarop begin fokus, wanneer jy begin weet dat God is in jou, God se heerlikheid leef in jou en jy gaan wêrelde verander. Kom ek bid vir jou. Vader, ek dankie vir u teenwoordigheid in ons lewens. Ek dankie Jesus dat u teenwoordig is in ons lewe en Heilige Gees dat u binne in ons bly. Ek dankie dat ons vanuit 'n plek wat nie ons eie is nie, kan leef en laat leef en in krag leef, want dit is u in ons, die God van heerlikheid, die God van elke koninkryk, die koning bo alle konings, die Here bo alle Here. Bly binne in ons. U volle krag, u volle majesteit bly binne in ons. En ek bid, Vader, dat hierdie lering in ons iets sal aanwakker, sodat ons net meer en meer en meer van u sal wil hê. Dankie my Vader, ons loof u, en totdat ons weer by mekaar kom, bid ek, dat u vuur binne in ons sal begin brand, en goed na die oppervlakte sal bring, en begeerte in ons hart sal bring, na meer en meer en meer van u. Dankie my Vader, in Jesus se naam. Amen.